Goeiemôre en geseënde Kersfees. Ek kom hier uit 'n leë kerk. Maar ek hoop daar waar jy is jy dalk omring met mense of geliefdes. As nie, soos ons gesê het voordat die kerk gesluit het, weet jy is deel van 'n groter geestelike familie en sodoende waar ons almal nou kan inskakel op YouTube en hierdie boodskap kyk, kan ons connected wees, as ek daai woord kan gebruik, sonder dat ons fisies bymekaar is, en dat jy altyd sal weet, dat jy 'n groter familie het, wat lief is vir jou, wat omgee vir jou, in die vorm van die liggaam van Christus. Dit is my voorreg wat u vanmôre hier ingeskakel het, en te hoor dit wat die Here op my hart geplaas het, rondom hierdie dag, en wat die boodskap is wat hy vir ons wil gee. Maar voor ons oorgaan daarna, kom ons bid net. Hemelse Vader, ek dank U vir die woord, ek dank U dat U woord lewend en kragtig is, Here, en ek dank U vir hierdie dag, wat ons in herinnering kan bring, toe U vlees geword het, Here Jesus, toe U dit nie roof geag het, om mens te word, Here, en vir ons is dit 'n dag van feesviering, om dank en dankbaarheid te betuig, Here, vir dit wat U gedoen het, tot herinnering van die God wat mens geword het, nie net om mens te word nie, maar om vir ons te kom sterf. Here, en so vandag gee ons U die eer, Here, en ons bring in herinnering dit wat U gedoen het, en mag hierdie dag geseënd wees, in Jesus naam. Amen. Nou, ek nie vandag 'n baie lang boodskap nie, ek seker U is dankbaar oor, dalk baie mense om jou, maar ek glo nie dit hoef lank te wees, om hopelik kragtig te wees nie. En so is daar net 'n gedagte wat die Here op my hart geplaas het, rondom hierdie dag, wat ek graag vanmôre met u wil deel. En dit is die gedagte rondom feesvieringe. Nou ons weet, Kersfees is in Christelike kringe self gereeld kontroversieel, word bespreek, moet ons nie, en sekere dinge word uitgelig, en onder andere die feesvieringe, en ons het al boodskappe gepraat oor wat dit is, die feeste en die feesvieringe, en maar hierdie jaar wil ek nie so spesifiek fokus op, is dit reg, is dit verkeerd nie, maar hoekom ons dit doen? En jy kan dalk nou sê, maar dit is eenvoudig, dat weet ons vier Jesus se geboorte, maar hoekom vier ons Jesus se geboorte? Ja, hy is ons verlosser en saligmaker, maar vandag wil ek u herinner, vandag wil ek graag hê, daar waar jy is, daar waar jy sit saam met vriende, familie, of waar ook al jy jouself mag bevind, dat jy herinner word aan die waarheid van Kersfees, dat ja, dit is die dag wat ons vier as Jesus se geboorte, en ons weet, ja, dit is nie noodwendig die presiese datum wat Jesus gebore is nie, maar dit is die datum wat Christene besluit het, om sy geboorte te vier. Dit was my baie interessant, om te leer, dat in die Engels, sê hulle sê Santa Claus, en ons noem dit nou in Afrikaans Kersvader, maar in Engels is daar Santa Claus en Christmas Father. Dis eintlik waar Kersvader vandaan gekom het, nie van Santa Claus nie. Nou, Christmas Father is anders as Santa Claus, alhoewel hy in een figuur gesmeld het in vandag se tyd. En blykbaar was Christmas Father uiteindelik eerste gestuur wat hy die persente gebring het, om die geboorte van Jesus aan te kondig, waar Santa Claus 'n heeltemal 'n ander figuur is, waar Christmas Vader of Kersvader was daar om vir die kinders aan te kondig, deur geskenke, dat Jesus is gebore. En dit is waar die Christene die tradisie gekry het daarvan. En so kom ons vandag, en ons het dalk feesvieringe, 'n groot etes, en so is dit omdat ons die geboorte van Jesus herdenk. Maar so kom dit, en ek wil sê, daar is my nog meer rede vir hierdie dag. En in Lukas 2 vers 8 lees ek vir u, en daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly, en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en 'n groot vrees het hulle oorweldig. En dit is my so mooi hier, sien, ek wil hê ons moet net hierdie kontras oplet. So, die engele is by hulle, is hierdie skaapwagters in die velde, en die eerste ding wat hulle kry is hierdie groot vrees, 'n benoudheid, 'n beangstheid in hulle harte. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk,
ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. En my eerstens is so ongelooflik, dat hierdie engel verskyn aan hulle, en hulle eerste reaksie is vrees en angs, en weet nie wat gaan nou aan nie. Maar so kom die engel en hy stel hulle gerus en sê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. So sien hierdie duidelike kontras. Hy sê, maar ek bring 'n boodskap van groot blydskap. Groot blydskap sê die woord wat hy bring. Dit wat ek vir julle sê, moet groot blydskap vir julle bring. En dit het my so dink aan hierdie dag, dat wanneer ons fees vier of so vieringe het en saam eet en tyd spandeer, en daar groot blydskap in ons ontstaan, dat dit gepaard gaan met die dag van Jesus se geboorte, dat dit nie buitensporig of onnatuurlik wil ek sê, of aangeplak is nie, maar dit was 'n dag van groot blydskap. Hy sê, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Nou, in die Afrikaans sê hy daar, wat vir die hele volk sal wees, maar in die ander vertalings, in die Engelse vertalings, hou ek bietjie meer van hoe dit oorgedra word of vertaal is, dat dit sê, dis goeie tyding vir alle mense, sê for all people, nie net vir die volk van Israel nie, maar vir alle mense. En so weet ons dat die goeie tyding van Christus is verseker so vir alle mense, want so het ons wat as daai tyd as heidene ook in God kan begin dien deur Jesus Christus wat ons lewend maak, nie net meer die Jode nie. So dit was werklik waar goeie tyding vir alle mense. So ons sien dat wanneer ons fees vier vandag en wanneer ons in hierdie dag 'n groot blydskap het, is daar niks meer fout nie. Dit is hoe die engel dit oorgedra het aan die skaapwagters. Dat hierdie feesvieringe wat ons het, maar dat ons nie net onthou dat dit is omdat Jesus gebore is nie, maar dat ons sal onthou dat die blydskap wat dit bring is dit oor wat Jesus gaan bewerkstellig het. Die groot blydskap kom vir alle volke, vir alle mense, vir alle tale, vir wat Jesus gaan doen. So die blydskap van hierdie feesviering is oor die oorwinning wat Jesus gaan bring. Ek wil hê vanmôre, wanneer jy, of deur hierdie dag wanneer jy gaan, mag jy net herinner word dat die blydskap nie net gedoen is oor dat God mens geword het, dat Jesus mens geword het nie, maar dit wat hy bewerkstellig het. En vandag dat jy kan fees vier, as ek dit so in aanhalingstekens kan sê, of wat ook al jy doen en in blydskap mag verkeer oor dit wat Jesus gedoen het. Nou ons weet, sy lewe lei uiteindelik na die kruis, sy opstanding en opvaarding na die Vader toe. Maar dit het vir my en jou iets gebring. Dit het vir ons oorwinning gebring. Dat ek en jy kan in die oorwinning leef van Jesus Christus. Dat jy ons leef in 'n wêreld met baie negatiewe dinge, baie onsekere dinge, maar so vat ek hier verder in die woord in Johannes 16 vers 33. Sê Jesus, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Dat ons in hom kan vrede hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Jesus sê, hy het gewen. Hy het die wêreld oorwin. En in hom kan ons vrede hê. In hom kan ons bonatuurlik lewe. In hom kan ons die oorwinning hê. In hom kan ons te midde van stormagtige sees vrede hê. In hom kan ons te midde van verdrukkinge vrede hê en oorwinning hê. Dat ons moet herinner word dat in Jesus Christus het ek en jy 'n bonatuurlike oorwinning, 'n bonatuurlike lewe. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur hom nie. Dat deur Jesus is ons verenig, ons gees is weer lewend, ons het die Heilige Gees ontvang, deur God wat mens geword het, op hierdie dag wat ons dit vier, het daar soveel waarhede, soveel oorwinnings vir my en jou gebeur. Dit is dan mos rede om fees te vier. Dit is rede om blydskap te hê. Dit is 'n rede om goeie tyding te versprei en in hierdie oomblik te verkondig dat Jesus het gekom. Die Messias het gekom. Ons koning het aarde toe gekom. En nie net het hy gekom nie, maar ons weet hy kom weer. Nie net het hy gekom nie, hy het vir ons die oorwinning gegee.
hierdie is 'n dag werklik waar van goeie tyding, van groot blydskap. En daar waar jy dalk is, as daar van julle is wat dalk in hierdie feesseisoen hartseer is, of dinge gebeur, mag jy herinner word aan die vrede en vreugde wat jy in Jesus het. Dat jy jou vrede en vreugde in hom ook sal kry. En dat te midde van dalk negatiewe of moeilike omstandighede waardeur jy gaan vandag, dat jy sal weet dat in hom het jy oorwinning. In hom het jy vrede, dat jy weer sal herinner word aan hom en dit wat hy vir jou gedoen het. Mag die Here u seën. Ek bid dat jy 'n dag vol blydskap en vrede en vreugde het. Nie oor die fisiese nie, maar oor die geestelike waarheid waarom ons hierdie dag vier. Mag ons onthou hoekom ons fees vier. Dat ons vier dat Jesus was gebore. God het mens geword, maar hy het soveel kom bewerkstellig. Hy het die geskiedenis kom verander. Hy het die wêreld en die tydlyn waarin dit was, hy het alles kom verander, sodat ek en jy die oorwinning mag hê. Die Here seën u. Ek gaan vir ons net afsluit in gebed. Hemelse Vader, ek bid so, in hierdie oggend kom ons en ons gee u net al die eer, die lof en die aanbidding. Here, ons verklaar dat Here Jesus, u is ons koning, u is ons God. Here, ons dank u vir dit wat u gedoen het vir ons. Here, ons dank u dat u mens geword het, sodat ons kan lewe. Ons dank u dat u mens geword het, sodat u die prys kon betaal wat ons nooit kon betaal nie, Here. En vanmôre in hierdie dag kom ons en ons herdenk dit, Here, en ons het in groot blydskap, soos die engele aan die herders oorgedra het vandag, Here. Op daardie dag toe u gebore is, Here. Kom ons nou net vanmôre en ons staan in daai blydskap en ons sê dankie, Here. En is met groot vreugde, want daai goeie tyding het soveel bewerkstellig. Die waarheid het gekom. En nou kan ons wandel in daardie oorwinning en daardie waarheid, daardie lewe wat u gebring het, Here Jesus. Ons kom en ons eer u in hierdie dag. Dat alles wat ons doen hier op hierdie dag, Here, mag dit spreek van daardie oorwinning. Mag ons herinner word aan hoekom ons dit doen. Mag ons herinner word hoekom ons in blydskap en vriendelikheid met mekaar verkeer, Here. Dat die wortel, die rede is u en u alleen. En dat ons lewens in hierdie dag u ook so verheerlik. In Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê en 'n geseënde Kersdag hê met hierdie wete dat Jesus het gekom en ons vier fees want ons het die oorwinning in hom. Totsiens.